Hoofnuus vanaand, twee partye van die regering van nasionale eenheid en nog 'n party smelt saam. En die Spitskop hengelbonanza in die Noord-Kaap oortref al sy voorgangers. Goeienaand. Die politieke partye Build One South Africa, oftewel BOSA, Rise, Mzansi en Good, het in Johannesburg aangekondig dat hulle gaan saamsmelt en 'n nuwe politieke party vorm. Die nuwe party, Unite for Change, sal aan volgende jaar se plaaslike verkiesings deelneem. Unite for Change het hom daartoe verbind om volhoubare basiese dienste te lewer, veiligheid en geregtigheid te verseker en korrupsie te bestry. The system is broken. The people must be their own liberators. And so I again want to reaffirm, let's stand together. Let's put forward leaders who are untainted by corruption. Let's build capable local governments rooted in values. And I truly believe when we offer this platform, we offer a pathway where the power lies with the people. We are coming together, setting aside egos, all of those issues, to say, let us make sure South Africa prospers. Now, South Africa is not a poor country. South Africa is also not a basket case. We have exceptionally talented people in our country. We've got fertile and mineral-rich soils. We've got buckets of splendor. But our problem is that Africa has been poorly led. It is time for a new and younger generation of leaders. You cannot modernize with old people, with respect. Old ideas and the inflexibility that comes with wanting to do the same things that have been tried and failed on numerous occasions before. You can use your experience to not repeat old mistakes, but modernization needs new perspectives and new energy. So if you are a young person, you have an education that your family and your parents have fought hard for you to get, but are watching your future being destroyed by corrupt, arrogant, and incapable politicians, then it is time for you to step up and step forward. Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde, SAFTU, het die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging SAMA geloof vir sy besluit om sy professionele en bilaterale betrekkinge met die Israeliese Mediese Vereniging op te skort. SAMA het in 'n verklaring ook gevra dat die Israeliese vereniging uit die Wêreldmediese Vereniging geskort word. Die vereniging sê hy kan nie langer toekyk hoe Israel die beginsels van mediese etiek skend nie. Onder die redes wat SAMA aanvoer vir sy besluit, is Israel se aanhouding van Palestynse dokters en verpleegsters, die vernietiging van hospitale in Gaza, die gebruik van verhongering as wapen en die weiering van toegang tot mediese dienste en medikasie in Gaza. Weer plaaslike nuus, die Noordwes DA in Potchefstroom doen 'n beroep op Transnet en die JB Marks munisipaliteit om 'n verlate treinstasie te beveilig na die dood van 'n student. Die student het vermoedelik foto's geneem by die stasie wat 5 jaar gelede afgebrand het toe hy doodgeskok is. Daar is steeds stroomdraande kabels by die stasie vir goederetreine en die stasiebrug word gebruik om 'n nabygeleë township te bereik. Die student is slegs die jongste van 'n aantal sterftes by die stasie. Transnet en die passasierspooragentskap Prasa wys vingers na mekaar as aanspreeklikers vir die stasie. Daar is 'n brug wat jy nie meer kan oorloop nie, maar daar's nêrens 'n teken wat sê moenie op die brug klim nie. Daar's nêrens 'n teken wat sê moet asseblief nie op die trokke klim nie, want daar's lewendige elektrisiteit wat jou kan doodmaak en studente dink nie so ver nie. Ek dink Transnet en JB Marks moet verantwoordelikheid vat en hulle moet hierdie stasie toemaak. Daar moet nie vrylik ingang kan wees hier nie. Daar moenie mense kan wees wat in 'n Transnet eiendom kom intrek het, wat dwelms gebruik en in die nagte vrouens verkrag nie. Die beweerde georganiseerde misdaadbaas Nafis Moudek saam met Zayn Killian en hulle medebeskuldigdes is môre terug in die Weskaapse Hooggeregshof op verskeie aanklagte insluitend moord. Moudek word onder meer verdink van die moord op die speeder van die teenbende eenheid in die Weskaap, Charles Kenie, in September 2020. Hy is vroeër tot 7 jaar effektiewe tronkstraf in die streekhof in Kaapstad gevonnis op aanklagte van korrupsie, waarby 'n senior polisiebeampte betrek is.
Slegs weke na die 5-jarige herdenking van Kinneer se dood buite sy huis, sê sy weduwee dat sy vasbeslote is dat die skuldiges aan die pen gaan ry. Ten tye van sy dood het Kinneer 'n sentrale vuurwapenregister rampokkery-saak ondersoek waarby Moudek en ander hoë-profiel amptenare na bewering betrokke was. Kinneer se weduwee loof die KwaZulu-Natalse kommissaris Nhlanhla Mkhwanazi wat dieselfde tipe kwessies na vore gebring het wat haar man gekwel het, soos beweerde misdadigheid in die polisiediens. Hy het presies gesê, daar was 4 kommissies, 2 van IPID, 2 van die polisie self, wat geondersoek het en gesê het, daar moet dringend moet daar intervensie plaasvind in die Weskaap. Het ons dit al gesien? Nee. Kinneer is vasbeslote dat die polisielede wat bewus was dat haar man se beweging stopgehou word, ook aanspreeklik gehou word. Dit het in die hof aan die lig gekom dat die ligging van Kinneer se foon 2000 keer vasgestel was in die maande voor sy moord. Hulle het net gesit en toegelaat dat my man se foon geping word, wetend dit is onwettend in ons land. So hoe kan 'n generaal sê dat hy sien nie die nodigheid dat sy lede gedissiplineer word nie? Moudek staan ook tereg op die poging tot moord op die Kaapse regsgeleerde William Booth, geldwasery en ander aanklagte onder die wet op voorkoming van georganiseerde misdaad. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi sal van dese week die eerste getuie wees voor die parlement se ad hoc komitee oor nasionale veiligheid. Die komitee ondersoek Mkhwanazi se skokkende beweringe oor onder meer politieke inmenging en korrupsie in die polisie en strafregstelsel en die infiltrasie van misdaadsyndikaate in die regering. Die komitee se ondersoek is parallel lopend met die van die Matlanke kommissie wat verlede maand begin het. Afhangende van Mkhwanazi se getuienis kan die ad hoc komitee besluit om sy lys van 34 getuies te hersien. On the first day, we will, as evidence leaders, we will lead, examine the witness on the first day. On the second day, on Wednesday, committee members will have an opportunity to ask questions of the witness. On Thursday, Friday, it will be General Masemola, and then the following week, General Sabia. That will be the so-called SAPS witnesses. Net hierna kyk ons hoe die vis gebyt het by die jaarlikse Spitskops hengelbonanza in die Noord-Kaap. Bly by ons. Die organiseerders van die jaarlikse Spitskop hengelbonanza in die Noord-Kaap sê vanjaar se kompetisie oortref al sy voorgangers. Die 3 dag lange geleentheid lok hengelaars van so ver as Limpopo. Meer as 400 hengelaars het deelgeneem aan die 12de hengelbonanza. Toenemend meer jong mense neem deel aan die kompetisie. Dit was baie lekker. Ek was 'n bietjie kwaad want my vislyne het die hele tyd vasgesit, maar oral was dit baie lekker. Ek is baie gelukkig oor die pryse wat uitgegee was, oor my participation. Dit was 'n baie lekker event gewees. Die visse wat uitgekom het was baie mooi visse, baie mooi community wat bymekaar gekom het om almal te wys hoe mooi die Noord-Kaap eintlik kan wees. Verjaar se wenner het R20.000 losgeslaan vir 'n vis van 7,22 kg. Dit was werklik ongelooflik geweest. Die spangees rondom die oewer was great geweest. Ons het die voorreg gehad om 'n paar visse te vang en moes regtig maar jou geduld. Die dam het ons geduld werklik goed getoets. So ek kon daar 'n karp van 7,22 kg vang en dit kon my daarom op die algeheel eerste plek sit. Volgens die organiseerders het 600 toeskouers die geleentheid bygewoon, die meeste nog. Ons is baie opgewonde. Die meerderheid van die mense is maar van die Noord-Kaap. Ons het totaal van 600 besoekers gehad wat na die dam toe gekom. Dit is al 12 jaar wat die bonanza nou aan die gang is en elke jaar raak dit net groter en groter. Die jaar het ons mense
al die pad van Mpumalanga en Tsenin wat uitgekom het en ons het hulle daarom die eer gehad om die Noord-Kaap te wys. Die organiseerders reken volgende jaar gaan selfs beter wees. En hopelik is die visies ook groter. Dankie vir die saamkyk. Dis al vir vanaand. Onthou, ons is môre aand om 8:30 terug op SABC3. Mooi week vir jou. Totsiens.